Die oes. En dan vanaand se tema, oes as oordeel. Ek het soos wat ek nou voorberei het, begin dink, ek is nie regtig lus. Ek is nie lus vir hierdie onderwerp nie. Maar ons moet daaroor praat. Ek dink daar word te min daaroor gepreek. Ek weet nie hoe julle voel nie. Maar dit is interessant vir my. Ek onthou in Bloemfontein. Dan laat ek my finale jaars elke jaar neerskryf. Dan gee hulle nou die papiertjies in. Dit is nou naamloos. Niemand weet wie dit doen nie. En dan moet hulle nou vir my neerskryf watse temas wil hulle nou graag hê. Waaroor moet ons dan so van tyd tot tyd praat? En die onderwerpe wat hulle gevra het, meeste van die tyd, is die eindtye. Wederkoms, dood, wat gebeur na die dood? Is daar regtig 'n ewige lewe, 'n hemel? Is daar 'n hel? Is daar 'n finale oordeel? En dan het hulle vir my gevra, maar God van liefde sal mos tog nie mense oordeel nie. En ag, julle ken al daai vrae. Hoe sal dit nou wees in ons geloofsbelijdenis? Jesus wat opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode, die wat reeds gesterf het. Nou, wat bely ons? Daar gaan tog sekerlik nou nie 'n opstaan van doodsbenere wees en as wat uit die nissies uitkom. Ek wil dit nou nie so sleg laat klink nie, maar mens wonder oor die goed. Maar okay, die oes. Jesus. Wie is Jesus? Ag, ons kan ongelooflik lank daaroor praat. Wat is sy eienskappe? Wie is hy? Hy is verlosser en hy is regter. Hy sê self, hy kom weer terug. Wederkoms op watter manier ook al. Ons weet nie wanneer nie. Hy sê self soos 'n dief in die nag. Ons weet mos nou, ons ken die beeld. 'n Dief gaan nie aankondig, hoor ek kom nou inbreek nie. En die oorval jou. En dat ons gereed moet wees, sê Jesus. Verlosser aan die kruis vir ons gesterf. Ja. Ons weet dit. Ons glo dit met ons hele hart. Dis die fondament, Jesus se kruis, sy opstanding. Maar hy is die regter. Nou loop ek daai verse weer raak. In Johannes 16. Hy sê, wanneer hy kom, die Heilige Gees, sê Jesus, hy sal bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde. Ons moet tog onthou. Pinkster, om ons te leer oor Jesus, verder te leer, wanneer hy kom, hier in vers 13, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Deur die eeue en ook nog verder vorentoe, sal hy vir ons leer. Maar goed, sonde. Daarom is dit nie verkeerd dat jy met mense praat oor sonde, oor dit wat teen die wil van God is nie, oor ongeloof. Ek is oortuig die diepste sonde is om Jesus te verwerp, om nie in Jesus Christus te glo nie. Want baie mense wil nie meer oor sonde praat nie. Sekere dinge moet beskryf word met allerlei name en woorde en terme, moet tog net nie sê dis sonde nie, nee. Okay. En dat die reg aan my kant te sê Jesus. Wat my laat dink dat regter, hy word deur sy Vader beoordeel, wil hy sê. Kyk, hy gebruik hierdie tegniek, nee, onthou julle nou die aand oor die water. 1 Johannes, die Gees, die bloed, die water. In daai tyd moes nou maar geglo 2 of 3 getuies, dan is dit die waarheid. Hier noem hy 3 dinge.
om te sê, hierdie is die waarheid van God, die reg is aan my kant, hy is die seun van God. Hy is die regte een wat gekom het. Dat die oordeel al gekom het. En dan verduidelik hy sê die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, wat ek gaan na die Vader toe, met ander woorde, as die reg, dit wat reg is, dit wat die waarheid is, nie aan Jesus se kant was nie, sou sy Vader hom nie in die hemel toegelaat het nie. Hy praat hier van sy hemelvader, dan sou hy hom nie toegelaat het nie. Nou die aand het ons gepraat oor die waarborg, die seël. God gee die chap, hy erken hierdie, ek erken my seun se verlossing en opstanding. En die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Satan is veroordeel. Miskien moet ons kinders en kleinkinders leer om minder bang te wees en bygelowig oor satanisme. Ek het altyd my lewe lang vir kinders gesê, weet julle wat? Julle is baie keer so bang vir die sataniste. En wanneer hulle nou so na jou te kom en jou konfronteer en so mysterieus en wat ook al. Ek het vanaand nou swart aangetrek, wel ook iets van Amstrag, swart en wit, die ou tradisionele NG Kerk van kop tot tone, so daarom 'n bietjie black and white, so maar dan leer ek hulle om as 'n satanist nou, want hulle wil mense nou bang maak, nie? Dit is mos nou maar die ding met satanisme. Dan sê ek vir 'n man, my jongste seun kan dit so goed doen. Man gaan hy satanis en sê, dankie. Nou, hoekom sê jy dankie? Want jou papa, Satan, die duiwel, bewys dat Jesus leef. As Jesus nie geleef het nie, was daar nie 'n Satan nie. Hoekom druk jy nou Satan ons keel af? Want Satan is teen Jesus. En dan kan jy nou byvoeg en sê, hier uit Johannes, hy is veroordeel. Die oordeel het die bose reeds getref. Dit sal wanneer ook al vorentoe, finaal. Hoe, waar, wat, weet ek nie. Die einde van die wêreld kan kom deur 'n asteroïde. Dit kan onmiddellik wees, dit kan wanneer ook al wees. Ek gaan my nou nie daaraan steur nie. Baie mense vra vir my en sê, ja, maar wat van die wegraping? Ek stry nie meer oor hierdie goed nie. As sommige van julle hier net weggeraap word, well, bad luck vir my as hy net 2 oorbly vir die diens. Maar nou ja, ons gaan dan ook daarom een of ander tyd, wanneer dit die einde is, sal ons die join wat weggeraap is. Ek stry nie meer oor die goed nie, ek beklei nie meer oor hierdie goed. Maar okay, julle het dit. Oordeel. Ek glo met my hele hart, daar sal 'n finale oordeel wees. Daar sal 'n finale oordeel wees. Die Bybel gebruik die woord sekel. Daar word ook gepraat van die kaf. Ek het nou die aand vir julle genoem, Lukas 3:17, Johannes, wat voorberei Jesus se koms. Jesus wat kom, sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Gisteraand se tema, die vuur wat reinig, skoon brand, die sonde wegbrand. Hy het sy skop in sy hand. Hier word nou gepraat van 'n skop, waar die kaf nou, hy sal sy dorsvloed deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in sy skuur bymekaar bring. Die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Wanneer sal die sekel ingesit word? Openbaring praat van een met 'n goue kroon op sy kop, Jesus Christus, met 'n sekel in sy hand. Natuurlik simbolies, 'n metafoor, maar dis wat hulle geken het in daai tyd, die sekel.
om mee te oes. Ek wil 2 woorde gebruik. Nog nie en alreeds. Dis die skema, lyk vir my, wel nee, nie net lyk nie, ek is oortuig as ek die Bybel reg lees, wat die Bybel sê, nog nie ten volle die finale oordeel nie, maar reeds, dis wat so moeilik is. Dis wat so moeilik is om aan te toon, waar in die wêreld, waar in mense se lewe, is daar reeds oordeel. God het sy volk, Ou Testament, het hy getug, gestraf, in ballingskap laat gaan. Hy spreek 'n oordeel oor hulle uit. Hy praat van 'n finale oordeel wat sal kom, maar ook hier en nou reeds. Die teoloog Adriel Koenig het in sy boek Hier is ek, God se uitroep, Hier is ek, boek se titel, baie gewaag en baie interessant geskryf. Ek wens ek kan dat julle elkeen daardie hoofstukke lees oor dat ons moet probeer om aan te toon in die wêreld, waar is moontlik nog 'n anti-kris? Miskien Hitler, al was hy 'n Christen, word gesê. Miskien, ek weet, dit is gevaarlik. Dis gevaarlik. Ek het een keer my te buite gegaan, toe was ek baie kwaad vir die kerk, in die algemene synode en alles, toe ek die Sondag van die kansel af gesê, ek is oortuig, die NG Kerk is die linker vleuel van die anti-kris. Hoe sê hulle in die flieks, the jury will disregard the last statement. Of, nee, oppas, ons is so kyk in kerke se geskiedenis, dit daar, Joel 3. Kyk, jy kan nie praat oor oordeel en hierdie dinge as jy nie oor Joel praat nie. Hier sien jy veral daarin nog nie, eers ergens aan 'n einde, 'n finale einde oordeel, nie alles beëindig, vernietig. Ja, dit kan alles vernietig word, maar 'n nuwe begin. Onthou, in al die Bybelboeke waar gepraat word oor oordeel en dinge kom tot 'n einde en word vernietig, 'n nuwe begin. Julle moet asseblief nie dit vergeet nie. Heilige Gees, kom brand die slegte weg, maar bring die nuwe. Hy bring die nuwe. Ag, ons moet maar in ons lewe onthou, prakties toepas, kinders en kleinkinders met mekaar in 'n huwelik, liefdesverhouding. Moenie net raas oor wat is verkeerd nie. Sê ook wat is reg. Bou ook die nuwe. Help jy vir kinders te sê, dit en dit is verkeerd nie, maar hulle leer nie wat is reg nie. Is nou maar miskien 'n stupid voorbeeld. Maar die nuwe. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Daar's nogmaals mense in die beslissingslaagte, naby is die dag waarop die Here sal straf. Daar val die beslissing. Dit kan ergens vorentoe, ergens op 'n plek, ergens in 'n ander dimensie. Ek like om oor die goed te dink en te wonder, die aarde is plat, as dit die wederkoms is, as die aarde plat is dit maklik. Julle geweet, Aliwal Noord het baie lank gelede die NG Kerk daar besluit dat die aarde is plat. Dis baie lank gelede. 'n kollega van my, of 'n klasmaat van my was daar 'n predikant. As die aarde plat was, maak dit sin, die aarde is rond. Hoe gaan elke oog hom sien? Ek los dit rustig vir die Here, dit gaan nou opwindend en quite entertaining wees, hoor. Ek sê vir julle, ons gaan ons nou nie bang wees nie, ons weet ons gaan saam met die Here. So asof ons maar net so wil geniet, né? Wow! What a movie, Lord! Okay.
Die son en die maan sal donker word. Dit is wat hulle noem die apokaliptiese, die eindtye. En dan word al die hemelliggame betrek, die sterre sal nie meer skyn nie, die hemel en aarde sal bewe, maar dan die Here is 'n toevlug vir sy volk. 'n Veilige vesting. En daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge. Wonder hoekom noem hy dit eerste? Geen wonder ons stel die nagmaal in met die wyn nie, nee. Die bloed van Jesus. Nie om te suip nie, maar dis deel van dit alles, oorvloed melk op die heuwels, die oorvloed, nee, die oorvloed soos ek die week gesê het. En al die slote van Juda sal daar water loop, 'n fontein sal uit die huis van die Here borrel. Egipte sal van droogte vergaan. Hulle het die mense van Juda wreed behandel en dink ek lekker Midde-Ooste. Egipte kry vir julle, Hamas kry vir julle. Oppas. Don't go there. Wees baie versigtig. Miskien is jy aan Israel se kant, dink jy nog uitverkore volk. Op die oomblik glo 'n Jood, 'n Israeliet, nie in Jesus Christus nie, maar net so erg soos die Palestynë en Hamas en hoeveel dele in die wêreld wat nie glo nie. So ons moet bid vir hulle bekering, dat hulle weet Jesus is die Messias en die reg is aan sy kant. Hy is die een wat gekom het. Hy is God se Messias, die een wat gestuur is. Maar weer die gedagte hier van in Israel se tyd, kom maar oordeel, kom maar rampe, maar dan weet hulle ook, ergens vorentoe, het God 'n tyd. Die Bybel praat van die Yom Yahweh, die dag van die Here. En dan is dit moeilik om te gaan kyk nou waar daar rampe is, en tog nou nie, sommer dadelik net sê, is daar nou 'n tsunami ergens, is lekker. Julle wil mos nie glo nie. Jesus sê self, in Matteus, God laat reën oor regverdiges en onregverdiges, hy laat sy son skyn oor mense wat glo en wat nie glo nie. Daar kom rampe, oordele oor almal. Openbaring sê, wanneer die oordele die wêreld tref, gaan ons nie vryspring nie. Daar sal kinders van die Here ook sterf. So, okay, dan Openbaring 14, vers 14 tot 16, wat ek genoem het oor die sekel. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Onthou die wolk, God is teenwoordig, die mag van God. Right? Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit, Daniël 7 vers 13, se term, dood eenvoudig iemand wat 'n ware God is, iemand wat 'n ware mens is. Jesus, ware God, ware mens. Hy het 'n goue kroon, regeer net daardie, op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand, en 'n engel het dan gekom en steek die sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes. En dit is dan die oordeel, om by mekaar te maak en te kyk, wat is die kaf? Wat word verbrand? Dis maar die beelde wat hulle gebruik. Hoe dit gaan wees, weet ek nie. Ek hou maar net vas, en ek is oortuig dat ergens, wanneer ook al, sal daar hierdie skeiding wees. Die Bybel praat ook van die skape en die bokke. Ek hou nie daarvan om die beeld baie te gebruik, vir al die boere wat met bokke boer, raak kwaad vir jou, okay. Jenny, dis moeilik, nee? Dis moeilik. Dis moeilik, as Jesus sê, wie van julle, as die kind 'n brood vra, sal vir die kind 'n klip gee? Wie sal, as die kind 'n vis gee, 'n slang gee? As mense wat slange eet. Vra die Chinese, nee? So, nou hoe vertaal jy dit vir hulle? Wie sal as
Ja, ek weet nie, ek kan nie 'n voorbeeld dink nie. Al wat ek net weet oor die slang, so, by the way, tussen hakkies, is jammer dat Adam en Eva nie Chinese was nie, dan was daar nie 'n sondeval, hulle sou die slang gevreet het. Maar okay. Maar wat? Heel 2. Die dag van die Here Yom Yahweh is 'n groot dag, 'n verskriklike dag. Onthou, al hoe meer mense, al hoe meer teoloë, grandgeleerde teoloë, godgeleerdes, soos ons in die ou dae gesê het, al hoe meer Christene wat net dominees wat net sê, wanneer ons sterf is dit die einde. Dit is klaar. Daar is geen oordeel, daar is geen hel, daar is geen hemel nie. Ag, ek het maar 'n ou stupid redenasie oor dit. Baie keer ruk dit mense so bietjie. Ek vra vir hulle, goed, sê nou maar, jy glo nou niks. Jy glo nie Jesus nie. En dis die einde en daar is geen oordeel nie. Wat het jy nou verloor? Jy het nou niks verloor nie, maar sê net maar jy het geglo, ons as kinders van die Here, en daar is geen oordeel of einde of hemel nie, dan is nou maar niks verloor nie. Maar sê nou maar, jy het nie geglo nie. Daar is 'n oordeel, daar is 'n hemel en 'n hel. Wat verloor jy? Alles. Julle ken die uitdrukking, ek vat geen chances nie. Ek vat nie kansse nie. Maar ek wil nie net glo om die hel te vermy nie. Ek wil glo omdat dit sinvol vir my is. Omdat dit die wonderlikste oplossing vir my lewe is, vir alles in my lewe. Omdat dit gaan oor liefde en die Here se dinge. Ek wil sê soos Job, hy het op 'n punt gekom toe sê, as jy dit nou mooi kyk en vertaal, hy sê, al wil God my doodmaak, nogtans glo ek in hom. Al is daar geen hemel of hel of wat nie, wil ek nog in Jesus en in God glo. As julle nou 'n klomp charismatics was, sou julle gesê, Jesus, amen, halleluja, prys my. Okay, kry. En dan die wonderlike, God wat dan sê, maar wag, ek wil jou nie in 'n hel of gooi of verlore laat gaan nie. Kom met jou hele hart terug na my toe, die geleentheid om terug te kom. Vas, huil, treur, hoor hierdie woorde, skeur julle harte nie, julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe, genadig, barmhartig, lankmoedig, die geduld, vol liefde, bereid om straf te herroep. Vra hom of hy nie weer voorspoed sal gee nie. 2 Petrus 3, ook die hele gedagte daar van hoekom gebeur dit dan nie? Onthou, hulle het in die Bybelse tyd, jy sal dit nie glo nie, reeds die wederkoms verwag. Jesus moet praat met van die gemeentes om te sê, dit het nog nie plaasgevind nie. Oppas, dis dwaalleraars wat sê, die Here het klaar teruggekom. So en so. Dis nie wag, nog nie gebeur nie. Hulle het in die tyd dit verwag. Nou, Petrus sê dan, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, hy's geduldig met julle. Geduldig. Ons is so ongeduldig met mekaar, nee. Omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. As hy kom soos 'n dief, beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. En dan sal ons hastiger wees om die buurman, buurvrou, wie ook al, wat ons weet verlore is, te gaan gesels en nie so lank uit te stel nie. Dan sal ons vinniger bekeer en sê, Here, my saak is nie reg nie.
en meer bid vir mense, en meer betrokke wees by sending, op watter manier ook al, jy hoef nou nie op te pak en oor die wêreld te gaan nie almal doen dit nie, maar onthou jy, wat is die gevaar van die wit sand? Dit is so lekker hier. Ons is so groepie op ons eie. Ons kan mekaar so lekker warm broei rondom die woord. Dominee broei is 'n baie lelike woord. Ag jammer, ons kan so geestelik rondom die kaggel sit en kuier en grappies vertel. Kom ek vertel julle die grap van die ouetjie wat na die stoeigeveg gegaan het. Ek joke, ek gaan dit nie doen nie. Hoe skrik daai vrou nou? Vra haar maar dit as julle haar weer ergens sien by 'n tee. Hebreërs 12, die tug beteken die Griekse woord om in liefde nader te trek. Ek wil nie praat van straf nie, want God se oordeel oor ons as kinders van die Here, die wat in Jesus glo, God se straf is tug. Dan sê hy soos 'n pa, 'n ouer, 'n ma, kinders tug, in liefde nader trek. Daardie dissipline, rig op die slap knie, sê hy. Hy sê moenie, dis nou 'n saak van hartseer, sê die skrywer aan die Hebreërs. Ja, dis nou hartseer, maar vat dit. Wie van julle het al regtig nou moeilikheid gesoek, en dan dra jy die slegte gevolge, jy wou nie hoor nie. Almal van ons. En dis 'n kans wat die Here gee om te bekeer. En dit maak seer. Maar tug van 'n Vader wat so lief is. En wat doen hy? Hy gaan sit hom aan 'n kruis. Sy eie seun. En hy oes sy eie seun. Hy sekel sy eie seun. Hy slaan die sekel weer om. In ons plek, in jou plek, in my plek. En daarom sê Paulus in Romeine 8 vers 1, daar staan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons is deel van die oes wat hemel toe gaan. Die finale oordeel, dink ek maar ek dink ek lees dit reg in die Bybel, sal ook wees 'n bevestiging, 'n chap, dat die wat dan nou in die hemel is wat gesterf het, in hemel toe is, reeds daar is, en die wat agterbly hier, ons sal almal by mekaar kom, en dan sal Jesus bewys dat die reg aan sy kant is. Dan sal God sy Vader kom en sê, ek wil tog net vir almal wat nie glo nie, net sê, hier is my kinders, hulle was toe reg om in Jesus te glo. Dit sal bevestig word, en daar sal die wat nie glo nie, en wat die kans oor en oor gekry het, ek is so bang om te praat oor hulle wat nog nooit gehoor het nie. Ek gaan nie daai kans vat nie, ek dink ons moet ergens by almal uitkom, dat hulle kan weet, en almal die knie sal buig en erken, Jesus Christus is die Here, ook al die ongelowiges, en sal sê, julle was toe reg. Waarom het ons nie geluister nie? Ons is deel van die oes wat hemel toe gaan. En nou kan ons as Pinkstermense, oesmense, elke dag 'n fees hê, 'n oesfees. En dan kan ons hoor wat Jesus sê. Nou dat julle weet, wanneer jy sterf, of wanneer dit 'n wederkoms is, of die einde van die wêreld, maak nie saak wanneer hoe nie. Ons gaan hemel toe. Maar hier en nou in die meantime, in die tussentyd, kyk, sê Jesus, die oes is groot, die arbeiders is min. Hier sit klaar 'n klomp arbeiders. Amen.